En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Daar's 'n roman, Shoes of the Fisherman, deur Maurice West, en in die boek is daar 'n toneel waar die kardinale van die nuutverkose paus kom en hom vra watter soort mense wil hy in die kerk hê. En dan antwoord hy en sê, bring my mense met vuur in hulle harte en vlerke aan hulle voete. Mense met die vuur van die Gees in hulle hart en vlerke van gehoorsaamheid aan hulle voete. Nou, ons het hierdie week begin met vuur, om te vra, om te ontvang. Ons het gekyk na die mense naaste aan ons en besef, hierdie vuur van die Heilige Gees druk homself uit in liefde, sigbaar, prakties. En vandag gaan ons na die voete. Dis waar hierdie lewe saam met die Heilige Gees iets van ons vra. Want vuur in die hart is een ding, maar vlerke aan voete beteken ons beweeg. Dit beteken ons doen iets wat jy andersins nie sou doen nie. Dit beteken jy gehoorsaam, selfs al voel jy nog nie heeltemal, jy het alles agter mekaar nie. Die vroeë kerk het nie net gesit met al hierdie goeie gevoelens van die Heilige Gees nie. Hulle het opgestaan, hulle het gegaan, hulle het gedeel, hulle het oor grense beweeg wat hulle nooit sou oorgesteek het nie. Hulle het gehoorsaam, ook toe dit ongemaklik was, ook toe hulle nie geweet het hoe dit sou uitwerk nie. En ek vermoed, die Gees fluister al 'n geruime tyd dalk iets in jou oor, of in jou hart, wat jy moet doen. 'n konkrete ding, of 'n naam, 'n gesprek wat al lank wag om gevoer te word. 'n eerste tree in 'n rigting waarvan jy diep in jou hart al lank weet dis die regte een. Maar jy maak verskoning, ek maak verskoning. Ek is nog nie reg nie, Here. Eendag as dinge 'n bietjie rustiger is, sal ek dit doen. Wanneer ek sterker voel, wanneer die druk minder is, wanneer die kinders groter is. Die ding is, daar gaan altyd iets wees. Daar gaan altyd 'n rede wees om te wag. En die vraag is nie of alles reg voel nie, die vraag is jy bereid om te beweeg voordat jy alles uitgewerk het, want die Heilige Gees lei jou, en hy bemagtig jou, en hy is met jou. Die disippels in die boonste vertrek het ook gewag, maar toe die wind kom, en die vuur in hulle harte begin brand, het hulle nie net bly sit nie. So vandag dink aan daardie ding wat by jou gedagtes opkom, daardie naam, daardie gesprek, daardie eerste tree. En as dit help, skryf dit neer. En dan vra ek jou een ding. Neem een tree. Bel die persoon. Stap deur die deur. Begin die gesprek. Want die Gees is gegee sodat ons kan gaan. Vuur in jou hart en vlerke aan jou voet.